Goeiemôre. Baie welkom by die erediens. Dit is lekker om julle te sien. So, die wind het daarom sommige hierheen gewaai. Alhoewel dit sommige weggewaai, maar ja, dit is afgesien van die wind, is dit eintlik nou nogal 'n redelike lekker dag. Ons het baie koud gekry hierdie week, maar die naweek is nou 'n bietjie beter hanteerbaar. Ek het net nou gesê, dis eintlik warmer met die wind, is dit eintlik warmer buite as wat dit in die huis is. So, behalwe as dit nie vir die wind was nie, sou dit eintlik 'n baie lekker dag buite gewees het. Ons sou kon braai, en nou, ja. Ons teks vanmôre is Johannes 15 vers 9 tot 17. En die tema is 'n liefdesatmosfeer. Ja, ek weet dat dit is nie 'n korrekte Afrikaanse woord nie, maar dit dra die betekenis oor. So is 'n opgemaakte woord, maar die tema is dan nou daar 'n opgemaakte woord, liefdesatmosfeer. En dit is nou 'n aansluiting by Moedersdag. Ons gaan nou meer daaroor sê. Kom ons begin deur lekker saam te sing. Ons gaan opstaan en dan sing ons lied 219 vers 1 tot 3. Laat ons sing van ons verlosser en dan lied 207 ook vers 1 tot 3. Eer aan die Vader. En dan die aanbiddingslied wat ons ook staande sing is lied 176. Halleluja, eers koning. Kom ons staan en dan sing ons lekker. Thank you.
ons kinderkerk vanmôre, hulle gaan na die kinderkerk na die afkondigings, en dan is daar soos altyd koffie of tee na die erediens. Ek het nou vinnig iets daaroor gesê, maar ek wil dan nou net dit uitlig aan al die moeders van ons gemeente. Baie gelukkige Moedersdag. Ek hoop dat julle vandag 'n mooi dag sal hê en bederf sal word, sodat julle kan ervaar dat julle gewaardeer word, en nie net by julle families nie, maar van my kant af ook dan nou in die ten opsigte van julle bydrae in die gemeente. Baie dankie. Ons is lief vir julle en ons waardeer julle ontsettend baie. En jy is nie noodwendig 'n moeder net deur bloed nie, maar eenvoudig net vanuit die rol wat jy beklee as vrou in die gemeente en in die gemeenskap, is jy ook 'n ma, op watter manier ook al. Dalk vir iemand anders se kinders op 'n manier, al is dit net vir 2 of 3 minute. Baie dankie. Ons waardeer julle en elkeen van julle is vir ons baie, baie spesiaal. Dan onthou asseblief van ons hemelvaart erediens. Dis nou donderdag aand 6:00. Ons sal dit oudergewoonte ook elektronies versprei, maar daar is wel 'n hemelvaartdiens nou komende donderdag aand 6:00. Ek weet baie mense gaan na toe, maar dit is eers 6:00. So daar's nog genoeg tyd vir jou om van Nampo af terug te keer en dan wel die eredienste kan bywoon. En dan nie hierdie week nie, die week daarna, volgende week, is dit dan 'n Pinksterweek. Nou daardie tydens Pinkster, gegee die situasie met die boere en dies meer op hierdie stadium, gaan ons nie insit eredienste hê nie. Ons gaan dit elektronies versprei, soos wat ons gedoen het vroeër die jaar met die gebedsweek en die groot lydingsweek. So die Pinksterweek eredienste gaan elektronies versprei word, daar gaan nie insit eredienste hier in die kerkgebou wees nie. Dan die Slagbos se kaartjies se verkope sluit die 20ste Mei. So asseblief, as jy nou nog nie kaartjies gekry het nie, die tyd raak min om jou kaartjies te kry. Die 20ste Mei sluit die kaartjieverkope en die trekking is dan daardie Sondag, die 24ste Mei by die Beesterkete. Die Beesterkete se plekbespreking sluit, dit is op die blaadjie, dit sluit die 17de Mei. Dit is nou met ander woorde volgende week in Sondag. So asseblief, maak seker dat jy jou plek bespreek voor dan of daardie volgende Sondag op die heel laatste. Die voorbidding, Oom Sarel Coetzee en dan Lindy van Zyl, dit gaan beter met haar, dit is ongemaklik, maar sy is by die huis en dit gaan beter. Met Jolandi gaan dit ook op hierdie stadium beter, want sy het uiteindelik by 'n dokter uitgekom wat haar kan help, of ten minste vir haar kon sê, beter idee kon gee oor wat aan die gang is en 'n plan van aksie kon gee. En dan met Lorraine gaan dit beter, sy is sterk aan by die huis, ongemaklik en seer, maar dit doen dieselfde met Christel, sy is ook by die huis na die operasie was suksesvol en sy is ook ongemaklik en seer, maar sy is by die huis. En dan die Kotie, met haar gaan dit heel wat beter, inteendeel die proses waar hulle die medikasie en die asemhaling en al die goeders moet speen, is eintlik, dit gaan baie goed daarmee, hulle speen al op hierdie stadium vinniger, so heel moontlik gaan sy môre ontslaan word, of dan nou op die laaste Dinsdag. So ons is baie dankbaar daarvoor, en hulle het toe minder hoefte gedoen het, as wat hulle oorspronklik beplan het, ten opsigte van die omleiding. En dan Koekoes, haar naam is nie hier op nie, julle moet asseblief vir Koekoes haar naam bysit, sy is weer opgeneem in Klerksdorp in die hospitaal. Haar gemoed is nou al beter as wat dit was Vrydag,
maar asseblief aan haar dink, dit is maar 'n bietjie moeilik vir haar op hierdie stadium. En dan dieselfde met Marius. Marius kan op hierdie stadium nie eers meer die eredienste bywoon nie. So asseblief aan hom dink en om in voorbereiding aan die Here opdra, sy epilepsie en aanvalle op hierdie stadium is, ek wil amper sê onbeheers. So dit gaan regtig nie goed met hom in daardie opsig. En dan het ons nou verjaarsdae die komende week, sommer hele gros daarvan. Vandag, so op Moedersdag verjaar Lorraine, sal Pieter, waar is hy? Daar is hy. Sal jy asseblief Lorraine se sjokolade vir hom vir haar vat en vir haar gee, sodat sy asseblief kan weet, Mannie daar agter. Pieter, okay, hy loop sommer vooruit. Okay, en dan Magriet, verjaar môre. Magriet, waar is jy? Daar is jy. Baie geluk met jou verjaarsdag. Dankie vir die bydrae wat jy in ons gemeente lewer ten opsigte van die bestuur van die finansies. Is nie 'n lekker of 'n moeilike of 'n maklike job nie. Ons waardeer vir jou verskriklik baie hoor. En dan die 12de verjaar Saartjie. Sal jy asseblief haar sjokolade vir haar vat, Wiltie, baie dankie, ek sal dit waardeer. En ook Eloise, is sy hier? Nee, hulle is nie hier nie. Wie sal haar vir haar vat? Baie dankie, ek waardeer. En dan Annette, sy hier? Nee, ek het hulle ook nie gesien nie. Wie, is daar iemand wat haar sal kan vat kan gee deur die weekie was? En dan Tannie Marie, baie geluk. Sy is die verjaarsdag. Sy is nou volle 16 jaar oud. Sweet 16. Ja, baie geluk. En dan Johnny, hy verjaar ook die week, baie geluk met jou verjaarsdag. John, hoe oud word jy? 7. 'n volle 7. Jy is daarom nou al meer as 'n handvol. Geluk met jou verjaarsdag. En die 16de verjaar Edith. Ek moet asseblief tog net onthou sodat ek daarom net vir haar 'n sjokolade kan gee. So dankie dat julle nou al vooruit vir haar enigie anders gegee het. Okay, en dan nou laaste maar nie die minste. Die kinders en die jeugbediening het vir al die moeders, al die vrouens eintlik, bederf dingetjie wat hulle wil uitdeel. So asseblief al die kinders wat hier is, kom haal en gaan deel uit sodat julle kan kinderkerk toe gaan. Kom haal vir jou eie ma of dalk die tannie wat langs jou sit of die tannie wat in die ander blok sit, kom haal en deel uit asseblief. Al die vrouens kry vanmôre. Of jy nou 'n bloedmoeder is of nie, al die vrouens moet vanmôre iets kry. Hoekom gebeur hierdie goed nie met Vadersdag? Wil ek nou net 'n bietjie weet? Of net omdat die vrou is geboorte gegee? Ja. Hendrik se naam is nou nie op nie. Maar Hendrik verjaar ook vandag so op Moedersdag. So in sy aanwesigheid wil ons vir hom sê baie geluk met sy verjaarsdag. Ek gaan nie sê dat ek sy sjokolade gaan vat en dit gaan nou toe. Dat jy nie toch zit in jou van die huis. Het julle boog gegee op die galery? Daar is een op pad boontoe. 2. Het al die dames iets gekry? Nog nie. Daar is nog wat nog gekry het, daar bo op die galery. Is dit nog gekry nie? Wat nog nie gekry nie? Nog nie gekry. Daar bo op die galery julle.
Daaroor. Is die ook nie gekry nie van die môre? Hoe het hulle nou gevang? Kyk dan toe. Nelmarie, het jy gekry? Wonderlik. Het almal nou iets gekry? Hulle is nog op pad met jou. Is die moet nog kry? Wat leer dit julle? Moenie daar bo sit nie. Baie dankie. Ieder van ons vrouwediens. Vir jou iets vir jou verjaarsdag. Want ek weet Dominee gaan vergeet. Ons doen voorsorg. Baie dankie. Dis nou dit in opsigte van die afkondigings. Die kinders wat by die kinderkerk moet wees, julle kan asseblief nou gaan. Die res van julle kan nou sit. Dankie. Dis nou is die afkondiging. Het almal nog alles gekry wat hulle wil hê. Ek het nog niks, maar het almal anders dan nog. As ons nou kan nou aangaan so. Dis lekker om dit te kan doen. Dit is lekker om verjaarsdaggeskenke te kan uitgee en moedersdaggeskenke en seker goeders in ons geloofsgemeenskap ook woon behalwe by die huis. Dit is regtig lekker om dit te kan doen. Dit is groot genade uit God se hand uit en juist daarom doen ons ook nou die verjaarsdag, want dit is lekker om vir ons medegelowiges ook te kan sê geluk met hulle verjaarsdag, want elke medegelowige het tog 'n bydrae aan die gemeente. So dit is maar net 'n klein iets om te sê dankie dat ons die voorreg mag hê om saam met jou verjaarsdag te kan vier. Ons aanvangswoord vanmôre is Psalm 98. Lees saam met my. Sing vir die Here 'n nuwe lied, want hy het wonders gedoen. Sy regterhand, sy heilige arm het hom bygestaan. Die Here het sy verlossing bekend gemaak. Voor die oë van die nasies het hy sy geregtigheid geopenbaar. Hy het sy troue liefde, sy getrouheid teenoor die huis van Israel onthou. Al die uithoeke van die aarde het die verlossing deur ons God gesien. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde, wees vrolik, jubel en besing hom. Besing die Here met begeleiding van liere, op die lier saam met die klank van sang, op trompette saam met die klank van ramshorings. Juig voor die koning, die Here. Laat die see en alles daarin uitbasyn, die aarde en die wat daarop woon. Laat die riviere hande klap en saam met die berge jubel voor die Here, want hy kom om die wêreld te oordeel. Hy sal die aarde oordeel in geregtigheid en die volke in billikheid. Hierdie grote God, wat deur die hele ganse skepping sy naam besing word, is dieselfde God wat ook vanmôre hier teenwoordig is. Daarom het ek die voorreg om julle te kan groet in die naam van hierdie God wat hier is. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Voordat ons nou in stil gebed onsself vir die Here verootmoedig, gaan ek die gebed inlei in gebed vir die boere en die oeste op hierdie stadium en al die uitdagings daarvoor. So ek gaan eers 'n gebed doen daarvoor, dan net ons 'n kort stuk stil gebed en dan gaan ek afsluit met 'n amen en dan daarna, terwyl ons sit, gaan ons 'n toetrede sing, die 257, O Heer, maak oop my hart se poort in voorbereiding om die Here se woord te ontvang. Kom ons bid. Here almagtige God, ons weet dat U is die heerser en onderhouer van die hele skepping. Ons weet, Here, dat U alles onderhou en dat U in beheer is. Al lyk dit nie noodwendig altyd so nie. En al is dit ook nie noodwendig binne ons tydse raamwerk, Here, maar op die einde van die dag is ons
in ons menswees, tog ons nou soos grassade, en is die beheer wat ons dink ons het, eintlik maar net so nietig en vlietig soos ons bestaan. En daarom, Here, erken ons afhanklikheid van U. En in ons afhanklikheid kom ons vanmôre in smeking na U toe. Here, tans, soos U weet, is daar baie oorstromings en baie skade aangerig deur die deurmekaar van die skepping as gevolg van al die milde reën wat geval het. Ons het gevra vir die reën en U het gegee en daarvoor sê ons dankie. En ons wil nie ondankbaar wees. Veral ook nie, omdat ons weet dat die skepping hierdie water wel tog bank vir volgende jaar. En Here, daarmee saam wil ons tog vir U vra, dat U aan die boere die geleentheid sal gee om te stroop, om die oeste in te saal. Here, ons is so afhanklik van die opbrengs van die land. En daarmee saam wil ons juis dan vra, Here, dat U in U groot goddelike raadsplan dit so sal beskik, dat U die boere en hulle wysheid, insig, kennis, hulle hande sal gebruik om die oeste in te saam, sodat U daarvoor kan voorsien aan U mense. Here, ons bid vir die gemoed van ons boere, wat op hierdie stadium redelik laag is, want die uitdagings is so groot. Ons bid, Here, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal omarm, hulle sal ondersteun, onderskraag, en dat hulle werklik sal weet, dat U te midde van die uitdagings steeds by hulle en hulle broeder betrokke is. So ook bid ons vir almal wat op hierdie stadium duistering beleef ten opsigte van die uitdagings van die oorstromings, het sy mense wat nie by hulle mense kan kom nie, omdat die paaie verspoel is, of mense wat skade gelei het, die mense wat naby aan riviere, damme en die see woon, Here, en intussentyd is dit winter, en ervaar ons dat die koue op hierdie stadium eintlik 'n bietjie 'n groter impak het as gevolg van die nattigheid. Ons wil vra, Here, dat U almal wat op hierdie stadium op watter manier ook uitdagings beleef as gevolg van hierdie goed, dat U sal ingryp. En nabyheid, Here, hulle harte sal vashou en hulle sal koester. Amen. Ons sing nou vervolgens ons lied 257, O Heer, maak op my hart se poort. Oh
Ons kom na U toe in smagte, soos die wildsbok smag na water. En ons mag daarom dan, Here, dat U vanmôre deur die woord met ons kom praat, U self ons kom openbaar en vir ons sal kom leer en rig en lei. Daarom bid ons, spreek Here, U kinders luister. Amen. Ons lees saam Johannes hoofstuk 15, vers 9 tot 17. Net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle ook lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand as iemand wat sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Ons lees tot sover. Dit is belangrik om in hierdie teks op te let. Jesus praat hier direk met sy disippels. En daarom dan nou met ons ook. En is dit belangrik om te sê dat God praat met gelowiges. Jesus hier praat direk met gelowiges. En die voorveronderstelling is dat almal dit sal verstaan. Maar dit is nie noodwendig so. Onthou, God se liefdesopenbaring is juis aan gelowiges en deur gelowiges. En ons frustrasie met die wêreld is gebaseer op hierdie voorveronderstelling dat mense met mekaar lief hê. Dit is nie noodwendig so nie. Wanneer mense mekaar lief het wat nie glo nie, is dit vanuit ek wil amper sê instink tot om iewers te behoort. Nie noodwendig dieselfde tipe liefde en verstaan daarvan as dit wat ons leer en lees uit God se woord in die hand van hierdie opdrag, julle moet mekaar lief hê. En ons almal ken die groot opdrag in Matteus 13, waar Jesus die wette opsom nadat hy dit gevra is en hy sê die belangrikste gebod is jy moet God lief hê. En die tweede wat hiermee gelyk staan is jy moet mekaar lief hê. En dan sê jy moet mekaar, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En daarom is die wêreld wat nie gelowig is nie noodwendig op dieselfde vlak ten opsigte van liefde nie. En met baie respek gesê, is wanneer mense mekaar verniel en mense nie dieselfde liefde openbaar nie, is dit eintlik bejammeringswaardig. Ja, ons ervaar 'n groot frustrasie hier rondom, omdat mense nie mekaar lief het. En op grond daarvan tree mense op teenoor mekaar nie noodwendig
vanuit hierdie perspektief, of vanuit hierdie voorveronderstelling, dat ek moet iemand anders lief hê. Daarom gaan ek nie die persoon seermaak nie. Daarom gaan ek nie die persoon se goed verniel nie. Daarom gaan ek nie daardie persoon se goed steel nie. Daarom gaan ek nie lelik wees of lelik praat teenoor daardie persoon nie, want ek het daardie persoon lief. En wanneer dit nie gebeur, wanneer dit wel gebeur dat iemand my goed vat, of my skade aanrig, of lelik praat van my, of wat ook al die geval mag wees, dan word ons kwaad. Heeltemal nie regte, maar dan word ons kwaad, omdat daardie persoon nie uit liefde optree nie. En daardie persoon tree nie uit liefde op nie, ek praat nou van oor die algemeen, juis ook onder andere mense wat nie 'n verhouding met die Here het nie, tree nie uit liefde op nie, omdat hulle nie van beter weet. Maar die teendeel kan nou van ons ook gesê word. Ons weet tog mos van beter. Of ten minste is veronderstel. Ons weet wat God se opdrag aan ons is. Ons weet wat die kern van die wet is. Dit wat God van ons verwag, ons as gelowiges. En omdat ons dit, of God verwag dit van ons, omdat ons God bely. Eintlik, wat hier staan, is dat ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dit word in ander tekste in soveel woorde gesê. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. So die liefde wat jy openbaar, aan wie ook al, is omdat jy daardie liefde van God afkry. En God se liefde so baie is, dat dit oorloop. As jy koffie in 'n koppie gooi en dit loop oor in die piering en dan loop die piering oor. Die piering loop oor, omdat die koppie oorloop. Omdat dit wat inloop, die source, is die Engelse woord, wat is die Afrikaanse woord? Die oorsprong. Dankie. Die oorsprong so baie is, dat dit net aanhou kom en daarom aanhou gaan. Moedersdag is juis die dag wat ons hierdie tipe liefde vier. Ons almal weet dat daar is geen ander tipe liefde van enige mens af as die tipe liefde wat jy van jou ma afkry. Ek praat nou van die gesonde gemiddeld, nie van die lelike deel wat wel gebeur, die gesonde gemiddeld. As jy siek is, terwyl jy kind is, waar toe gaan nie? Gaan soek jou ma. As jy knie en nerve afgeval het, dan wie toe hardloop jy? Na jou ma toe. As jy honger is, mama, ek is honger. As jy nie lekker is nie, en jy is emosioneel, dan gaan soek jy jou ma se skoot. Selfs wanneer jy groot is. Sommige van ons het die voorreg dat ons nog ons ma het. En dat jy, wanneer jy af is, of siek is, of wat ook al is jy nie, kan jy nie, bly jy nie noodwendig by mekaar, nie te boodskap kan stuur, en dat sy maak vir my lekker. En dan, aan my kind, weet jy warm water slaap, is die volgende boodskap, of onthou jy om jou verkoue medikasie te doen, het jy vitamines gekry, drink jy tee, nee? Daai verlange, na daai tipe liefde, wat
ons eenvoudig beter voel, selfs al het jy nog steeds 'n snotneus daar. Nee? En vriende, daai liefde is omdat God die oorsprong is. En wat is die kenmerk van daai liefde, Ma se liefde? Onvoorwaardelik. Jy verdien nie 'n Ma se liefde nie. Jy kan. En maak nie saak hoe erg jy droog maak. Jy sal maar nog altyd jou ma se kind bly. Sy gaan dalk teleurgestel wees. En sy gaan dalk vir jou sê, of met jou raas of wat ook al. Maar dit is omdat sy jou liefhet, nog steeds liefhet, al maak jy droog. Dis hoe God werk. En die opdrag is dat ons mekaar op so 'n manier moet lief hê, want op so 'n manier word God verheerlik. Ons gee vir mekaar, of vir die vrouens in ons lewens, vanmôre geskenkies, om dankie te sê vir die liefde wat hulle vir ons het en gee en uitloop. Ons sê op Moedersdag vir die ma's dankie. Dankie vir wie en wat julle in ons lewens is en vir wat julle vir ons beteken. Ons erken dit nie noodwendig elke dag nie. En soms gaan dit daagliks verby as vanselfsprekend. Maar vandag doen ons moeite om te sê dankie. Dankie vir die kere wat ons nie dankie sê. Dankie vir die kere wat dit dalk ongesiens verbygaan. Dankie vir julle liefde. En soveel te meer. Ons doen dit vanmôre deur 'n geskenkie, of 'n sjokolade, of 'n lekker ete, of 'n glas wyn, of 'n nuwe kombers, of dalk 'n nuwe baadjie so vir die winter, of wat ook al die geval mag wees. Doen ons vanmôre aan die vrouens. Op daai manier. Die enigste manier wat ons daai dankbaarheid teenoor God kan betoon. Ons kan nie vir God 'n sjokolade gee nie. Ons kan nie vir God 'n geskenkie gee of 'n nuwe braaitang gee of so. Ons doen dit deurdat ons hierdie gebod nakom. Dat jy, al is jy 'n man, dieselfde tipe liefde wat jy by jou ma ervaar en na hanke verander gee. Daai selfde liefde wat jy in toenadering by jou ma gaan soek, al is jy 50 jaar oud. Daai selfde tipe liefde vir iemand anders gaan gee wat dit nie noodwendig ken nie. Jy het groot geword met moederliefde. Dit het 'n groot deel van wie en wat jy is vandag. Op grond van daai liefde wat jy leer ken het van kleins af, van babatjie af, selfs in jou ma se moederskoot. Daai tipe liefde het bygedra daartoe dat jy wel weet wat is liefde. Omdat jy weet wat liefde is, beleef jy die frustrasie wanneer liefde nie geleef word. Die mense wat nie dieselfde voorreg het as jy, wat liefde ken, goddelike liefde. As jy daai liefde aan hulle openbaar, sal hulle dit leer ken, soos wat jy dit leer ken by jou ma of by God. En is dit daarom nodig dat hoe moeilik dit ook al is, dat jy dan op so 'n manier
deur daai liefde van God vir ander uit te deel. Die eerste vrug in jou lewe lewer en hulle dan op grond daarvan God sal verheerlik daarvoor. Soos wat ons vandag die moeders vereer vir hulle bydrae in ons lewens. Dit is die eerste manier hoe jy vir God dankie sê vir sy liefde in jou lewe. Is deur ander liefde hê. Dan kom jou tyd, jou geld, jou middele, jou kennis, jou bereidwilligheid, jou diens in die gemeente of in die gemeenskap of in jou familie, waar ook al. Dan kom al die goedes sekondêr. Primêr is dit deur ander liefde. En dit beteken dat ons bietjie sal met offers bring. Dit beteken dat ek en jy daar bietjie gaan met moeite doen. Want dit is tog 'n offer. 'n Offer is om iets te gee. Dit beteken dat jy gaan dalk met jou tyd gee. Dit wat nou sekondêr is. Dat jy jou kennis moet gee. Maar nog bietjie meer persoonlik. Dat jy gaan moet geduld gee. Ons praat van jy moet geduld hê. Maar eintlik gee. Dat jy jou energie sal gee. Dat jy jou moeite sal gee. Vir die wat nie noodwendig op dieselfde vlak as jy is. Vandag, met Moedersdag, vier ons moederliefde. Net hier uit in die straat af, kan jy heel moontlik dalk die geleentheid hê vir iemand anders om ook vandag liefde te vier. Al is jy nie noodwendig daardie persoon se moeder. Daai geleenthede kyk ons soms mis. En die rede daarvoor is dat jy nie bereid is om te offer nie. Jou tyd, jou glimlag, jou bereidwilligheid, wat het ook al mag wees. En hiermee wil ek nou afsluit. Ons moet tog God verheerlik met ons lewens. En ons doen dit deur liefde vir ander. Wat wil nou hiermee afsluit vanmôre en dus. Gaan maak jou mamma trots. En gaan gee vir iemand anders se tyd. Amen. Here, dankie dat ons kan weet dat hierdie liefde wat ons vandag op Moedersdag vier, eintlik 'n simptoom is. Die mamas in ons lewens het hierdie simptoom dat hulle liefde uitdeel, omdat U hulle eerste lief gehad het. En omdat hulle daardie simptoom het, leer ons U liefde. Dit is so dat die liefde is nie afhanklik daarvan dat 'n mamma dit aan ons moet openbaar. Maar so 'n manier ervaar ons dit tasbaar. En wil ons vanmôre vra dat U tog vir ons ook net op dieselfde manier sal gebruik. Dat ander mense ook tasbaar U liefde sal leer ken en ervaar. Al is dit deur 'n glimlag wat ons vir 'n vreemdeling in die straat gee. Of die tyd wat ek afstaan om te luister na iemand se storie, al is ek haastig. Of die boodskap wat ek stuur om te vra, hoe gaan dit met jou? Dalk
die sjokolade wat ek gaan gee vir iemand op hulle verjaarsdag. Here, dankie dat U ons gebruik. Ons verklaar onsself môre weer opnuut bereidwillig om U hande en voete te wees. En hierdie wêreld wat immers U koninkryk is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die dankoffers gaan ons by die deure opneem. So ons gaan sommer direk oor na ons slotsaang. Ons sing dit staande, dis die 601, die waar die Here wil dien. Ons sing daarvan verse 1, 3 en 5, en dan bly ons staan vir die seënuitspraak. Medegelowiges, gaan geniet julle dag en week, lekker kuier by Nampo. Weet dat die Here elke dag saam met jou elke tree gee, en dat sy nabyheid jou sal onderskraag te midde van enige moontlike situasie en uitdaging wat voor jou lê. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en die nabyheid van die Heilige Gees sal by julle wees en bly nou en tot in alle ewigheid. Amen.